Jy is 'n seun van die Allerhoogste God. Deel 4. Die doel van hierdie reeks is om die waarheid oor die kennis van die Seun van God in die Bybel uit te wys, en dan moet ons hierdie kennis gebruik om te kan groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Soos voorheen genoem, ek probeer net die skrifte lees, sodat die Heilige Gees direk met jou kan werk, en dat jy nie 'n interpretasie van my hoef te lees nie. Nou, jy gaan dit definitief moeilik vind om die volgende Bybelvers te verstaan, as jy nie die vorige punte wat ek genoem het, eintlik glo of daardeur gewerk het nie. Maar kom ons lees dit, Kolossense 2 van vers 8 tot 10. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Hoor nou hierso, want in hom, dis nou in Christus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Kan jy sien wat ons het? Ons het die volheid van God. Nou ek gaan nie meer sê as wat geskryf is nie. Met ander woorde, al wat ons van hierdie vers kan sê is die volgende: ek en jy het die volheid van die godheid wat in Jesus liggaamlik woon, want daar staan geskryf, in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid van hom. Nou kom ons noem net weer die punte wat ons geleer het in hierdie reeks, oor die Seun van God, voordat ons verder gaan, want ek dink weer eens dat 'n mens nie die volgende stellings van Jesus sal kan verstaan, as jy nie hierdie 7 punte, waaroor ons gelees het, en wat net so in die Bybel staan, regtig verstaan nie. Kom ons gaan gou weer daardeur. Nommer 1, jy is uit God gebore. Jy is een gees met God. God bly binne in jou en jy ook in hom. God is jou Vader en jy is sy seun. Jy is regverdig. Soos Jesus is, so is jy in hierdie wêreld. Jy het die volheid van die godheid wat in Jesus liggaamlik is. Nou die volgende grootstelling wat Jesus gemaak het oor die seuns van God vind ons in Johannes 12 vers 20 tot 24. Kom ons lees dit. Daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om in die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê: "Maar Heer, ons wil Jesus graag sien." Hoor nou wat Jesus vir hulle antwoord. Filippus kom en sê dit vir Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug." Nou Jesus het 3 baie interessante stellings hier gemaak, wat ons gaan gebruik om voort te gaan oor die kennis van die Seun van God. Nommer 1, hy het gesê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Hy het gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, en hy het ook gesê, as dit sterf, dra dit veel vrug. Nou wat baie interessant van hierdie gedeelte is dat die Grieke Jesus wou sien. Nou in vers 22 sê Filippus vir Jesus, dat die Grieke hom wil sien. Nou Jesus se antwoord aan hulle is dat die uur gekom het, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. En as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Nou wat het Jesus hiermee bedoel? Nou die beste antwoord vir my is dit om met die skrif self te verklaar. Jesus praat van heerlikheid en vrug. Met ander woorde, as die koringkorrel sterf, dan gaan daar baie koringkorrels wees. Kom ons lees Hebreërs 2 vers 6. Maar iemand het eers getuig en gesê: "Wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek?" En dan lees ons in Hebreërs 2 van vers 7 af: "U het hom weinig minder gemaak as die engele, met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van die hande gestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die ontwerping van alle dinge wat aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie."
Maar nou sien ons nog nie alle dinge aan hom onderwerp nie, maar ons sien homlik, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam terwille van wie alle dinge en wie alle dinge is, hoor nou hierso, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. En jy moet nou mooi luister, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam, ons praat nou van Jesus, hy hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys en verder, ek sal my vertroue op hom stel en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Nou om saam te vat wat Jesus hierso gesê het, is dat die Grieke my wil sien, maar ek gaan sterf, en dan gaan daar baie soos ek wees. Vers 10 van Hebreërs 2 sê, dat hy baie seuns na die heerlikheid wou bring, en in vers 13 staan daar, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Dit staan geskryf, dat Jesus wat heilig maak, en ons wat geheilig word, almal uit God is. Nou wat ons nou in Johannes 12 en Hebreërs 2 geleer het, is die volgende. Jy is heilig, want Jesus het jou heilig gemaak. Hebreërs 2 vers 11 sê, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Nommer 2, Jesus is jou broer, want daar is geskryf in Hebreërs 2 vers 12, om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig. Nou jy is ook die vrug van die koringkorrel, Jesus, wat gesterf het, en omdat 'n saad produseer wat hy is jy net soos Jesus. Kom ons lees weer Johannes 12 van vers 23 en 24. Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ek weet hierdie is baie inligting en jy moet dit regtig meer as een keer lees, want jou verstand was dalk nog nooit so gekonfronteer met waarheid nie. Nou ek wil eers Romeine 12 vers 2 lees, voordat ons verder gaan. Ek lees dit in die Amplified. Do not be conformed to this world of this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs. Hoor nou hierso, but be transformed or changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may be proof for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Nou ek herhaal die punte sodat dit by ons insink, want ons het nou sover al 10 items geleer. Met ander woorde, ons het nou al 10 goed oor die seuns van God geleer en oor die kennis van die seun van God. En ek wil hulle net gou weer herhaal. Nommer 1, jy is uit God gebore. Nommer 2, jy is een gees met God. Nommer 3, God bly binne in jou en jy is ook in hom. Nommer 4, God is jou vader en jy is sy seun. Nommer 5, jy is regverdig. Nommer 6, soos Jesus is, soos jy in hierdie wêreld. Nommer 7, jy het die volheid van die godheid wat in Jesus liggaamlik is. Met ander woorde, alles wat in Jesus was, toe hy op aarde was, is binne in jou. Nommer 8, jy is heilig, want Jesus het jou heilig gemaak. Nommer 9, Jesus is jou broer. En nommer 10, jy is die vrug van die koringkorrel, Jesus wat gesterf het. Onthou, die doel van hierdie reeks is nie om jouself te verhoog. Die doel daarvan is om te sien en te verstaan wie jy is, sodat jy jou roeping in Christus kan vervul. Nou wat baie belangrik is om nou te verstaan,
is dat jy die keuse het om te glo wat ons gelees het, en te groei tot die volheid van Christus. Of jy kan natuurlik besluit om dit te ignoreer en aan die ou manier van dink vas te klou en 'n diensknegt te bly en nooit jou voorregte as 'n seun van God te kry nie. Onthou, ons is 'n erfgenaam van Christus en 'n mede-erfgenaam van God. O ja, voor ek vergeet, ek wil nie my opinie daaroor gee nie. Ons moet lees wat in die skrif geskryf staan. En in die volgende reeks, deel 5, sal ek vir julle lees waaroor 'n kind en 'n diensknegt gaan. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die openbaring van Jesus Christus en die kennis wat ons kan verkry om gevul te word met al die volheid van God, om te kan opstaan in ons roeping, in ons identiteit, sodat ons die aarde wat in barensnood is, kan bevry. Vader, ek bid dat hierdie woord sal sny in mense se harte in, dat dit skeiding sal bring tussen siel en gees, gewrigte en murg. Vader, en dat dit mense se lewens sal verander, ons manier van dink sal verander, sodat Jesus Christus gestalte in ons verkry. Nou, ek wil afsluit met 'n persoonlike vraag om te gaan nadink, en jy moet hierdie skrifte wat ek gelees het, oor en oor lees, voor jy hierdie vraag regtig gaan antwoord. Glo ek dat die volheid van God in my is, omdat hy in my woon?